Goeiemôre vriende, geliefdes, familie. Ja, daar is soveel wat ek kan groet vanoggend. Ja, en ek het laasweek gesê ek sal live gaan sodra ek syn het en goeie dinge reg is en goeie, maar dit is net asof die hele tyd die vyand probeer keer dat ek met die woord van God by u moet uitbring oor dit wat ons in die naam van die Here wil doen. Soos dat ek vanoggend ook op die Facebook post gesit het, dat in Romeine 12 sê hy vir ons moet ywerig wees. Ons moet nie traag wees om ywerig te wees, om ywer te hê nie. Ja, en dit spoor op mense ook aan om te sê dat so wil die Here hê ons moet wees. Ywerig, lewendig, besig. Besig om te doen dit wat hy wil hê ons moet doen, besig om hom te aanbid. Dit is belangriker om die Here te aanbid, as om die hele tyd net besig te wees met dit wat hy ons voorgeroep het. Ons moet nie so besig wees met die dinge van God, dat ons God self vergeet nie, dat ons Jesus vergeet nie. Ons moet besig wees om hom te verkondig, om hom sy naam uit te deel, om te doen dit wat hy wil hê ons moet doen. En daarom met ons, is ek en Attie en Bianca en Louda en my dogter Louise en meer vriende en vele paar ander mense saamgekom en Aruka gestig. Aruka evangelisasie, nou die woord Aruka beteken herstel en genesing. En ons het by die Here gehoor en ons het lank gebid en seker gemaak dat dit wat ons gaan doen is reg, volgens die wil van God. En ja, ons is ywerig om die naam van Jesus te verkondig, om besig te wees, soos dat jy sal sien, dis Aruka evangelisasie en uitreike. Ons is besig met die dinge van die Here, maar ook met die Here van die dinge. Sonder hom kan ons nie, sonder hom wil ons nie, en sonder hom mag ons nie wees nie. Ons wil die heeltyd so besig wees met die Here, dat hy ons kan stuur, dat hy vir ons kan sê, gaan hier na toe, gaan daarna toe, doen wat die Here van u verwag. Ekskuus, ek wil net gou iets doen voordat ons verder gesteer word. Ek wil so besig wees met die dinge van die Here, dat die Here van die dinge binne my lewe en lewe in oorvloed. En ek bid dit vir my en die hele span, vir Attie, vir Bianca, vir Louda, vir Louise, Artie wat ons help met tye, en Lenay, Attie en Bianca se dogter, my moeder en baie familie, my tannie. Daar is soveel wat al reeds met die vorige uitreike en met ons volgende uitreik wat beplan word vir my maand na Jericho toe. Dit is in Elof. Dis 'n opheffingskamp waar hulle mensies inneem, hulle help en hulle bystaan. En daarom wil ons uitgaan met die doel om te help. Dit wat die Here vir ons in Jakobus 1 ook vir ons sê hier by vers 27, dat ons moet seker maak dat die wees en die weduwee versorg is, dat ons moet doen dit wat hy wil hê ons moet doen. Die Here sê vir ons op so 'n mooi manier, dat vir jou weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir jou is dit sonde. Hy sê vir ons in Spreuke dat dit wat jy vir die armes gee, leen jy aan God. Daar is soveel bewys dat wanneer ons die barmhartigheidsdiens doen waarvoor ons geroep is, die evangelie verkondig, dat daar vir ons soveel skatte in die hemel bymekaar gemaak word. En wanneer mense ons probeer keer, of wanneer mense teen ons praat, dan is dit hulle saak. Die Here gee ons die voorreg om in sy diens te wees. Dis nie reg nie, dis nie dat ek dit net wil doen nie. Dit gaan oor die feit dat die Here het gesê, wie sal ek stuur? En 'n klompie van ons het ons hande opgestuur, en daar's vele van mense daar buite. Daar's vele mense wat elke dag hulle hand opsteek en sê, Here stuur my. Want wat sê die woord van die Here vir ons? As ek een stuur en hy gaan nie, dan gaan hy die volgende ene stuur. Dis net oor en oor bewys. Boeties en sissies, en die Here het vir my 'n woord gegee in Jesegiel 2, 'n klompie jare terug al, dat ek sal uitgaan en ek sal bedien in die taal waarmee hy my geseën het, en dis Afrikaans. Alhoewel ek in Engels bedien, doen ek dit met liefde. Maar die taal waarvoor ek geroep is, was Afrikaans, om uit te leef dit wat God my gegee het om te doen, is om die naam van Jesus nommer 1 te verkondig, die verlossing wat saam met daardie naam kom, die uitweg wat daarmee kom, want Jesus self het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie, dis Jesus Christus se woorde. Kom ons verkondig daardie weg, die waarheid en die lewe, dat die mensies Jesus kan ontmoet, dat hulle kan sien, dat hulle by Vader kan uitkom,
sonder dat hulle 'n dier moet offer, sonder dat hulle moet, daar sê ons is weer terug, sonder dat hulle moet opoffer. 'n Oomie het eendag vir my gesê, dat in die naam van die Here, sal ons op 'n punt kom, wat ons moet dinge doen. Ons moet nie vrees nie, ons moet nie bang wees nie, ons moet voluit gaan. Want in die naam van Jesus Christus sal daar siekes gesond gemaak word. Die dooies sal opgewek word. Daar sal groter wonderwerke gedoen word. Ons is in daardie tyd wat ons moet dinge doen. Oom Jannie het eendag vir my gesê daar op Soebatsfontein, en ons baie lief gewees vir die oom en die tannie. Die tannie is nog daar, tannie Rita. Het eendag vir my 'n ding gesê, pastoor, as jy sê jy offer iets op vir God, dan is jy op die verkeerde plek. Jy doen dit uit liefde uit. Nou dit wat ek vir die Here doen vandag, doen ek uit liefde uit. Ek doen dit nie omdat ek mense wil tevrede stel nie, ek doen nie omdat ek myself tevrede wil stel nie, ek doen dit om God tevrede te stel. Want sy liefde, sy genade en sy guns is wat tel. Want hy het ons opgehef, hy het ons geroep, en hy bekoop, hy ondersteun ons, hy onderrig ons in sy woord, in sy wee, in sy wil. En niemand kan wegvat wat God vir ons gegee het nie. Is 'n liefde vir ons medemens, om uit te reik na hulle toe, om hulle by te staan, om hulle te help. En daarom, broers en susters, sê die woord vir ons, soos wat Paulus in Romeine 12, vers 6 vir ons sê, ons moenie traag wees in die ywer nie. Ons moet lewe in oorvloed spreek. Ons moet mense bemoedig, ons moet mense optel, ons moet mense vat na nuwe hoogtes toe. En sonder om dit te doen, kan ons nie God behaag nie. Ons kan in ons binnekamer gaan en doen dit wat die Here vir ons sê in ons binnekamer en bid, maar as ons dit nie uitleef nie, as ons nie die vrug van die Gees buite toe dra nie, as ons nie die barmhartigheid uitleef nie, en ek haal met gelief, haal ek 1 Korintiërs 13 vers 13 aan, wat sê, al wat oorbly is geloof, hoop en liefde, maar die grootste daarvan is liefde. En as ons na die King James toe gaan, dan sê hy, all that is left is hope, faith and charity. And the greatest thereof is charity. Nou wat is liefde? Is 'n werkswoord. Dit is 'n daad wat ons moet doen. Ons moet aan ons naaste liefde bewys. Hoe doen ons dit? Is om op te tree in hulle oomblik van nood, hulle bystaan in hulle oomblik van nood, dat ons hulle dra, ons moet hulle deurdra, ons moet soveel dinge doen, dat die liefde van God geopenbaar word. Want wanneer die liefde van God daar is die lig daar, en die lig se naam is Jesus. Jesus, Jesus. Kom ons leef die liefde uit. Kom, ek wil vir u bid. Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus en elke hoorder van hierdie woord, dat hulle sal weet dat Jesus Christus is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na u toe behalwe deur hom nie. En daarom wil ek sê, dankie Jesus, dat u die pad vir ons gebaan het, dat u vir ons die liefde toon, en dat u vir ons gesê het, hier is julle eenmalige slagoffer, en die gordyn het geskeur van bo na onder, en ons het die vrede en die vreugde van God die Vader. En ek dank u daarvoor, Vader, ek vra dat hierdie seën, hierdie boodskap uit sal gaan, en dat vele mense sal hoor, dat die liefde van Jesus is met hulle. Hulle moet dit aanneem, hulle moet dit leef, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, na God die Vader toe. En dankie Heilige Gees dat u by ons is, dat u ons helper is, dat u ons seën met u teenwoordigheid, dat u die salwing is wat ons nodig het, in die naam van Jesus Christus. En ek dank u daarvoor. Amen. Maar seën vir u, en ek vra dat die van u wat hierdie boodskap klaar luister, deel dit met u vriende, want daar's mensies wat nodig het om te hoor, dat Jesus is die lig, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Seën vir u, en wees ywerig vir die koninkryk van God. Amen. Totsiens.